Goeiemôre, dit is 2 April, lesing 2:5, die groot Johannes Evangelie boek 2, en ons het gister gelees, wanneer het ons gelees? Vrydag, oor die bergtop, die klim van die berg, wat Yeshua, hierdie groep mense, wat saam met hom was, hierdie geweldige styl berg laat klim het, sonder dat hulle eers agtergekom het hulle klim. Hulle het eintlik basies, het hy hulle geneem en hy het hulle uit hierdie dimensie gevat in 'n geestesdimensie en hulle hierdie styl rotswandel laat uit. Mense kan amper sê hulle het soos hommeltuie, vandag drones het hulle net opgegaan. Toe hulle weer sien, toe is hulle byna bo. En dis waar ons opgehou het. En hierdie verhaal stel dan ook voor hierdie groot geestelike berg wat elkeen van ons moet klim. Ons het elkeen 'n berg Sion, sê die Bybel, wat ons moet klim. En daai berg is in jou. Elkeen van ons stap 'n pad, vandat ons begin verstand kry, sê nou maar hier op 10, 12 jaar oud, wanneer ons begin hoor van Jesus en ons ouers ons opgelei het en die skool dit verder vat, het ons 'n keuse, dis 'n pad wat ons loop, en dit is 'n berg wat geklim word. Maar as Yeshua by jou is, en in jou is, dan is die berg niks om te klim nie. Dan bereik jy die top. En nou gaan ons lees van verskillende tipes mense wat daar is, wat verskillende tipes mense voorstel, nou aan die einde van die tyd. En jy besluit self, waar is jy? Die apostels het 'n sekere manier hoe hulle hierdie bergklim hanteer het. Die hoofman wat ons nou al baie oor gelees het, wat Yeshua herken het en wat waaragtig vir Yeshua opgekom het, hy het 'n manier hoe hy op hierdie berg nou optree. Maar bovenal is Jara, wat hierdie klein 12-jarige dogtertjie wat ons identifiseer het as dogter van Sion aan die einde van die tyd, wat deur haar voorgestel word, wat die voornemende bruid is van Yeshua. Daar is 'n klein groepie mense op aarde wat bruidskap gaan bereik, wat binne in die bruidsaal sal ingaan. En ek moet dit vir julle verduidelik, want daar is nie 'n bruilof nie. Kom ons dink aan 'n groot saal soos die Skilpadsaal in Pretoria. Ons gaan nie daar vir die bruilof nie. Die bruilof is in die gees, en dit is 'n eenwording tussen jou siel en jou gees, waar jou siel alles huisves wat jy is. Die siel het net 'n baadjie, die baadjie is die liggaam. Party het vroulike baadjies, party het manlike baadjies. Maar die siel is die bruid, dis die vroulike wat geval het. En die siel moet een word met haar gees, en die gees is die hulp wat Vader vir ons gegee het, toe hy vir ons liggame geskep het. Hy het nie net die liggaam vir ons gegee nie, of die siel die vermoë gegee om die liggaam te maak nie. Jou ma het nie jou liggaam gemaak nie, jou siel self wat met verwekking ingekom het. En wetenskaplikes het nou bevind dat wanneer die saadsel van die man, die spermsel, by die eiersel uitkom, dan ontplof daar so 'n lig binne-in die baarmoeder, wanneer die eenwording plaasvind, en wanneer die krag van die gees geplaas word in daai klein embriootjie, wat nie eers 'n vierhoekie kop grootte is nie. So, dis die wonder, dat ons Vader se oergees, dieselfde gees as wat Vader is, het elkeen van ons 'n druppel gekry. Nie een is afgeskeep nie. En dit is waarmee ons moet een word. Die bruid, die siel moet een word met die gees, die manlike, die Godheid, Vader, Yeshua, gees. Alles is een. Daar's nie 3 nie, dis net een. Want Yeshua was die manifestasie van die volle Vadergees op aarde. Voorheen kon niemand hom sien nie, nie eers die engele hom sien en bly lewe nie. Nou kan ons die Vader sien, want Vader is gees. Moenie dink aan die Vader as 'n man nie, want ons koppe is te plat om die Vader as 'n man in sy ewige wese voor te stel, want hy is in alles. God Elohim is 'n gees. En nou is die gees vir ons sigbaar in Yeshua.
Nou kan ons hom, as ons oorgaan aan die ander kant toe, kan ons hom sien met ons oë, ons kan aan hom vat, ons kan die wonde in sy hande sien, en ons aan dit vat, soos Thomas wat dit nie wou glo voordat hy nie aan die wonde gevat het nie. Want nou kan ons hom lief hê. Want hoe kon ons hom lief hê in sy groot oneindige toestand? Jy kan nie anders nie, jy kyk op en jy maak jou mond oop en jy gaap hom aan. Ek verduidelik dit altyd, ek sal dit weer vanmôre verduidelik. Ek hou van blonde vrouens, dis hoekom ek een getrou het. Maar nou raak ek verlief op 'n blonde vrou, pragtig, die mooiste vrou, alles wat ek in haar wil hê, maar sy is 30 meter hoog. Wat kan ek doen? Hierdie daknok daar is 5 meter, so 6 keer hoër as hierdie daknok is die vrou. Ek gaan basies by haar enkels kom, wat kan ek doen? Ek kan haar net aangaap. Ek kan haar nie lief kry nie. Want sy is buite, sy is uit my klas uit. En so was dit met Vader in sy onsienlike toestand in die Ou Testament. En toe het hy besluit om aarde toe te kom en 'n menslike vorm aan te neem. Die hele heelal se engele was ontstel daaroor. Hulle het geskreeu en gehuil, nee, asseblief nie. Want hulle was bang hulle verloor hulle Vader, want hulle het geweet dat die vleeslike dimensie waarin ons nou is, die 3-dimensionele wesen wat ons is Satan se domein. En hulle was bang hulle verloor die Vader. En hy het hulle net een vraag gevra. Watter offer is daar wat die liefde nie sal bring nie? En toe het hulle almal rustig geraak. En nou, na Yeshua opgestaan het uit die dode, kan ons hom nou vir ewig aanskou in 'n menslike vorm. Maar hy is nie mens nie. Hy is volkome God, volkome Elohim. Vir die nuwe mense hier wat die name vreemd vind, net kortliks, die naam Yahweh vir die Vader wat ons gebruik, is die naam wat aan Moses geopenbaar is by die brandende bos. Ek is wat ek is. Alle taalkundiges sal saamstem, en dit is nie net in die woordeboeke so nie, maar ook in die NG Kerk se eie handleiding is die naam van die Vader Yahweh. En die Seun is Yahweh verlos, want dis wat hy kom doen het, Yahweh Shua in Hebreëus of in Aramees, die taal wat hulle daai destyds gepraat het, die verkorte naam Yahshua. Ek is verlos. God kan ons nog steeds God noem, want dit is 'n titel, en name is onvertaal, kan nie vertaal word nie, maar titels kan wel vertaal word. Maar ons gebruik eerder die titel Elohim, want dit is God in die Ou Testament. Daar was later 'n afgod genaamd God, G-O-T-T, wat aanbid was in die Europese volkere. Dit was die God van dobbel en lotery en al daai goed wat te doen het met die lot. So ons gaan aan met die heilige name wat ons gebruik. Nou lees ons op die bergtop van die Morekop, hoofstuk 1:3-1. 'n paar tree later bevind ons onsself al op die hoogste punt, wat egter baie geskeurd, gekloofd en verbrokkeld daar uitsien, en nauweliks 'n staanplek bied vir 30 mense sonder hoogtevrees. Baie belangrik, hierdie was 'n klein plekkie, 30 mense, hoeveel is ons vanmôre? Net so minder as 30, want dit is pensioendag vandag. So, dit is nie 'n groot plek nie, dit is kleiner as hierdie vertrek, is die hoogste punt waar hulle nou staan. Dit geval ons hoofman egter nie, en hy sê, die uitsig is wel onbeskryflik, fantasties mooi, maar die slegte na alle kante sterk afhellende en ook verder baie oneffe bergplateau, doen baie afbreek aan die glansryke genot. Nou, soos ons verder lees, kan ons agterkom, hierdie hoofman het 'n erge vorm van hoogtevrees. En nou moet ons kyk, wat is hoogtevrees in die gees? En ons vind dit onder ons mense, dat hulle bereik hulle geestelike hoogte, hulle innerlike berg,
Want onthou, die bruid kan net met Yeshua in die huwelik tree as sy op die hoogste sport van die leer kom, as hy bo op die berg is. Dit staan in Openbaring 14, dat hulle het die berg Sion opgeklim en Yeshua het daar gestaan, en hy die wat rein is, en wat hulle self nie besoedel het met vroue. Dit kan nie wees fisiese vroue nie, dis geestelike vroue. En dit is kerke, onder andere, en ander organisasies wat deur hierdie vroue beskryf word. Hy neem net meisies in die huweliksaal in, wat absoluut hulle volle aandag op hom het, en hulle volle liefde van hulle hart vir Yeshua het, en nie vir 'n ander dominee of 'n pastoor nie, nog minder vir 'n kerk nie. Baie, baie belangrik. Maar jy kry mense wat op daai hoogte van die gees vrees hulle, want hulle het nie 'n band met Yeshua nie. Nou wil hulle heeltyd aan iemand anders vashou, of aan 'n ander organisasie, of aan wat ook al. Hulle as 'n kruk soek. Yeshua is nie daar nie. En so 'n persoon gaan hoogstens uit die bruilofsaal uitgegooi word. Want hy sê dit, bring die een wat nie 'n kleed aan het nie, sleep hom uit buitekant toe. So ons moet baie, baie ernstig hierdie geestelike pad wat ons loop opneem. Dat ons fokus nie op ander goed is nie. En dit was wat die Satan gedoen het, toe hy die drie-enige God in die Rooms-Katholieke Kerk bekend gestel het, in 323 na Messias. En Martin Luther en Calvin en al die ander protestante hierdie drie-enige God saamgevat het, toe hulle weggebreek het van die Roomse Kerk. Wat nie 'n ding is wat jy kan verstaan nie. Jy kan hom nie lief hê nie. Daar is sekerlik nie min boeke geskryf oor die drie-enigheid nie. Maar soos 'n dominee dit eendag vir my gesê het, die skrywer van die goed verstaan aan die einde van sy boek nie wat hy geskryf het nie. Want dit is 'n gegorrel en 'n geroggel. En tog sê Yeshua, bring die kindertjies na my toe. En as jy nie soos 'n kind hierdie goed gaan verstaan nie, kan jy nie gered word nie. Nou as ek nou 'n 5-jarige klein kindjie nou hier langs my bring, en ek sê vir hom, luister boetie of sussie, verduidelik vir my die drie-enige God. Hy gaan jou net so aangaap, want dit is nie 'n begrip wat hy het nie. Hy bid in elk geval vanaand, liewe Jesus of liewe Yeshua, help my ouers so. Maar as ek vir hom sê, waar is papa en mamma, en waar is boeties en sissies, dan wys hulle, daar is hulle, ek ken hulle. Halleluja, die kind verstaan die koninkryk, want dis wat die koninkryk is. Dis wat ons noem die Vaderhuis, wat in een mens gesetel is, wat nou volkome God Elohim is, Yeshua. En ons is kinders in sy Vaderhuis. Ek sê altyd, die engele is soos werkers vir die Vaderhuis. Nou kom ons vergelyk dit met jou huis as jy nou in die voorstede gebly het. Jy het 'n tuin en dan jy 'n huis. Die huis het 'n sitkamer en kombuis en slaapkamers en alles. En 'n hoofslaapkamer. Die tuinier wat vir jou kom werk, mag net in die tuin wees. Hy kry sy koppie koffie of sy eetgoedjies kry hy buite en hy sit en eet dit buite. Dit is normaal. Maar kinders mag in die huis ingaan. Dis wie ons is. Ons is almal kinders van die Allerhoogste. En ons kan ingaan in die huis. Maar as een plek, in my huis was dit so, wat nie vir die kind toeganklik was nie. Dit is pa en ma se slaapkamer. Behalwe as hulle daar binne in is en hulle nooi jou in. Dan gaan jy en jy spring, as jy nog klein is, tussen die komberse saam met jou ouers. Maar dis 'n plek waar jy nie gekom het nie. Dit is bruidskap. Kinders word geroep tot bruidskap. En die bruid is in 'n baie nader verhouding met Yeshua as wat die kind het. Dit vorm 'n innerlike verbinding wat met 'n huwelik vergelyk word,
maar wat nie werklike huwelik is nie. Dit is eintlik, word ons so een met Yeshua, dat ons sy skepende arms word. Elkeen van ons kry Yeshua in ons wanneer ons die huwelik voltrek en wanneer ons een geword het met hom op hierdie hoogste punt van ons. En dan skep ek en jy dit wat hy sê ons moet skep, maar deur ons eie persoonlikheid. So as ek eendag in jou skepping kom, sal ek jou skepping herken, maar dis jy. Ek herken jou in die plante, in die minerale en in die diereryk, herken ek jou, want dis jou skepping. Maar jy het dit met die krag van Vader teweeggebring. Dit wat Lucifer eens kon doen, en toe heeltemal uit orde uitgespring het en hoogmoedig geword het en gesê het hy self God, toe word hy neergewerp. En dit is in daardie val waar ons nou is en weer moet uitklim. Eintlik is dit so eenvoudig. Want as 'n kind net aan Yeshua dink en vir Yeshua sê, liewe Yeshua, liewe Jesus nog met die ou name, help my, doen dit vir my. Dan is daai kind so naby aan Vader. Maar wanneer jy hier staan en die dominee bid aan die almagtige, drie-enige God Vader in die naam van Jesus, wat se konkoksie is dit? Jy verstaan dit nie. Na wie toe moet jy jou gebede opstuur? Die belangrike goed na die Vader, die minder belangrike goed na die Seun, en wanneer praat jy met die Gees? Dis heeltemal, dit breek jou krag na bo af, want dit split dit in minstens 3 kanale. En die gebede bereik nie vir Yeshua nie, vir Jesus Christus nie, want hy is die enigste mag en gesag in die hele heelal. En hy sê dit in Matteus, dink is 28 vers 18, alle mag op hemel en aarde is aan my gegee. Deur wie? Deur die Vader in hom. Mag oor die duiwel en die hele gevalle koninkryk, wat ontsaglik groot is. Ons het al daaroor gepraat toe ons oor die planete praat. Dis nie iets wat hierdie verstandjie van ons kan begryp nie. Ons lewe op kleiner as 'n stofkorreltjie in die heelal. En op alle planete, alle sonne, selfs alle maane en in gevalle ook komete, woon wesens in 'n sekere vorm van geestelik tot vleeslik. Alles is bewoon. Vader het nie 'n heelal geskep soos wat 'n klein kindjie in 'n speelkamer rondspeel met sy blokkies en hulle pak en rondgooi nie. Alles wat Vader geskep het, het 'n doel. Selfs die muskiet, al verstaan ons nie sy doel nie. Selfs die vlieg, en hy sê dat die vlieg is die belangrikste skepping wat hy op hierdie planeet gemaak het. Want die vlieg veroorsaak met sy vlerkies wat so vibreer, veroorsaak hy 'n balans tussen negatiewe en positiewe magnetisme. Want as die negatiewe te groot raak, dan sal ons sterf. So wanneer jy weer 'n vlieg doodslaan, dink daaraan. Hy het ook 'n job. Ek weet, as daar te veel is, dan is dit ook nie lekker nie. Maar is maar net iets van die skepping. Nou is hierdie ou baie bang, en hy sê, Yeshua sê nou vir hom, vers 3, vriend, gaan sit as jy duiselig word, en julle ander ook, ek sal egter bly staan. Die hoofman sê, dit sal aangenaam wees om te gaan sit, maar waar? Werklik, die uitsig is pragtig, jy sien hier oor die hele Galilea, en ook 'n groot deel van Judea, ook kyk jy in die land van die Samaritane, maar die onmerkbergsame hoogte en die vrees vir 'n moontlike val na benede bederf vir my die ware genot ontsettend. Ek weet dat niks met my kan gebeur nie en tog is ek bang. Waarom dan? Nou verduidelik Yeshua vir hom wat ons nou in die gees moet verstaan. Omdat jy nie verstaan waarom jy nou nie onmoontlik na benede kan val nie. Dit is die rede vir jou angs. Kyk eers na my liewe Yara. Sy spring nou so kommervry soos 'n gemsbok in die ronde.
terwyl haar susters en selfs Ebal bleek van angs daarby staan. Tog het geen afgrond haar nog verslind nie, omdat sy 'n vaste geloof het, dat sy in my teenwoordigheid niks kan oorkom nie. Maar julle almal dieselfde, as julle almal dieselfde geloof sou gehad het, dan sou julle net so onbekommerd gewees het as sy. Dis so belangrik, dat ons hierdie besef van jare in ons moet hê, dat as Yeshua by jou is, kan niks met jou gebeur nie. En selfs ons wat nou al jare met hierdie ding loop, twyfel nog steeds, ons raak nog steeds bang, wanneer daar aanslae plaasvind op hierdie plek. En julle weet nie van al die aanslae wat teen hierdie Philadelphia Ark en dogter van Sion geloods word nie. Maar baie van dit kom by my uit, en dan raak ek bang. Dan sê ek, Vader, gaan hulle nou kom, gaan hulle dit doen, gaan hulle die plek tot niet maak, gaan hulle dit doen, dat doen. En dis verkeerd, want Jara spring op daai berg rond. Jy kan nou dink aan hierdie groot rots daar in die lug met hierdie vertikale wande. Daar's nie eens 'n pad hoe hulle daar bo gekom het nie, hulle is so opgelig deur die Gees. En nou sit hulle daar. Ek self ly aan hoogtevrees. Ek kan hierdie ou se probleem verstaan. Jy wil nie afkyk nie. Jy wil net daar sit en voor jou kyk hier op die klip. En dit is wat ons gewoonlik doen as ons in die Gees is, as ons nog nie Jara se vlak van liefde vir Yeshua bereik het nie. Sy spring daar tussen die mense rond, glad nie bang dat sy sal val nie, want sy weet, Yeshua sal haar optel. Saam met hom kan jy nie val nie. Die hoofman onder wie se regtervoet 'n rots is, wat sy voet juis gesteen het en waarop hy nou gaan sit, sê, die adelaar sou wel vas kon begin glo, want sy vleuels behoed hom vir die val. Maar 'n mens soos ek, onder wie se voete enige oomblik die ander stuk rots kan loskom, kan met die beste wil geen vaste geloof soos wat Jara het kry nie. Sou ek op hierdie nouliks 2 manslengte breë, dis omtrent 4 meter, en hoogstens so 55 manslengte, so 25 meter lange bergklip, ook maar een van Jara se gemsbokspronge probeer maak, dan sou ek ook weldra ergens benede in stukkies uiteengespat lê. O, was ek maar eerder onder. Toe spring Jara na die hoofman toe en sê, my liewe Julius, ek smeek jou, wees tog nie so bang nie, daar kan onmoontlik iets met jou gebeur. Die meester Yeshua het ons oor die steilste hellings na bo gebring. Ons sweef eintlik slegs maar naas die wande in die lug omhoog, want op so 'n weg het 'n mens nog nooit gegaan nie. En wie van ons het iets oorgekom tydens die ongehoorde bestyging van hierdie na alle kante naakte en loodregte styl reus van 'n rots? Maar as ons so goed na bo gekom het oor die gevaarlike plekke, waarom moet ons dan nou hier skielik bang word dat ons werklik na benede kon val? Kom my liewe Julius en wees ter wille van my 'n bietjie vroliker. Weet jy, ek kan nie teen so bang en treurige gesig vaskyk nie. En hier stel dit voor, die gemeentetjie, die klein dogtertjie wat ander mense wat ook al in 'n geestelike pad geloop het met Yeshua, sê kom man, moenie so bang wees nie. Wees bietjie vrolik en bly. Al weet ons oor alles wat nou op ons afkom en nou al reeds gebeur. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar al die oorstromings en die aardbewings en die tsunamies is nou iets ontsettend erg op die aarde. Maar ons wat op die hoogste bergstop van ons geloof is, moet vrolik wees en besef dat Yeshua ons gaan beskerm daarteen. Dan wil die kleintjie die hoofman by die hand neem en met hom rondloop. Maar die hoofman roep hardop, terug, bly steeds 3 tree van my af, klein heks. Dit skeel jou nie baie nie of jy het my met jou opsetlike sprong oor die rand na benede gedruk. O, ek ken jou. Meestal is jy 'n seldsame, liewe, goeie en selfs wyse meisie.
maar soms kom daar 'n natuurlike moedswilligheid oor jou, en dan sê ek, bly 3 tree van my af. Ek hou anders baie van jou, maar hier op hierdie hoogte, van minstens 2000 mans hoogtes, dis omtrent amper 4000 meter, moet jy steeds 3 tree van my af bly. Jy het alles korrek en wys gesê, maar ek kan niks aan my duiseligheid op sulke hoogtes doen nie. Ek weet en glo dat daar niks met ons almal sal gebeur nie, maar ondanks dit kan ek my tog nie verset teen die innerlike duiseligheid nie, en daarom moet jy geen grappies met my maak nie. Jara sê, ag, wat dink jy wel? Hoe kan jy ook maar in die minste veronderstel dat ek grappies met u sou uithaal? Kyk, ek is vas daarvan oortuig dat nog u iets kan oorkom, en ek spring maar slegs daarom so dapper na u toe, omdat u so angstig is, sodat ek u kan help. Hoe kan u vir my daaroor so kwaad word, en my as 'n heks uitskel? Kyk, liewe Julius, dit was ook nie regverdig van u nie. Daarby kom daar trane in die oë van die kleintjie. Toe hy dit merk, spyt dit hom dat hy Jara so hard aangespreek het, en hy, die hoofman, sê, nou, wees maar weer goed. Benede sal ons wel weer tesame oor die mooiste grasvelde wandel, maar hier is die ruimte daarvoor 'n bietjie te klein, en ek kan, soos wat gesê is, nie teen my vervelende duiseligheid stry nie. Jara sê, duiseligheid is ook 'n siekte. Die verlosser van alle verlossers is hier, hom vir wie dit moontlik was om so talle honderde te genees van hulle kwale. Dit sal ook baie moontlik wees om u van u duiseligheid te bevry. Vra hom daarvoor en hy sal u genees. Die hoofman sê, luister liewe Jara, dit is nou 'n beter geluk as die eerste een. Dit was 'n beter sprong as jou vroegere een, toe jy my byna oor die rand gedruk het. Kyk, hierdie raad van jou sal ek ook dadelik opvolg. Toe wend die hoofman hom tot my en vra, Meester Joshua, bevry my van my angs en my duiseligheid in die hoof, in die kop. Ek, Joshua, sê aan Ebal, gee my eers 'n beker wyn. Ebal gee my dadelik 'n klein sak vol en 'n beker. Ek vul die beker en gee haar aan die hoofman met die woorde, neem en drink en jou duiseligheid sal verdwyn. Nou wat stel die wyn voor? Onthou, hierdie wyn het hy gemaak. Hy het water en wyn verander daaronder en hulle het van daai wyn saamgevat. Die wyn stel sy bloed voor. Die bloed stel sy liefde voor. So wat hierdie ou kort, hierdie Julius, is liefde. Liefde vir Joshua. Dit wat ons almal wat hier sit vanoggend kort. Hier is nie liefdeshelde nie. Ons almal kom te kort in die liefdesarena. Almal van ons. Ons kan altyd meer liefde doen. En dit is wat hierdie wyn voorstel. En hy skink dit vir ons. Wat moet jy doen? Jy moet na Joshua toe gaan en vra hom, gee vir my meer van u liefde. Help my om nog liefde te kan doen. Gee my die krag. Maar as jy nie vra daarvoor nie, gaan jy ook nie die beker kry nie. En dis presies wat hier gebeur. Die hoofman neem dadelik die beker en drink daaruit. Toe hy die beker leeg gedrink het, verdwyn al sy vrees en alle duiseligheid dadelik. So wat die liefde doen, laat alle vrees verdwyn. Sodat hy nou heeltemal vrolik word en hom deur jare na alle kante van die berg laat rondlei en heel gesellig langs die steilste wande na benede kon kyk. Nou dit is ook eintlik 'n wonderwerk wat Joshua gedoen het. Hy kon hom seker aangeraak het, maar nou vergelyk hy dit met wyn wat hy vir die man gee. Want hy weet uiteindelik, hierdie is nog redelik vroeg in sy bediening, sal hy die beker wyn by die nagmaaltafel ook vir sy apostels uitreik en sê, neem, drink hieruit, dit is my bloed wat vir die wêreld se sondes gestort is. Neem die brood, dit is my liggaam wat ek opgeoffer het. Dit wys heen na die nagmaal toe, wat ons nou Vrydag aand gaan hou.
en wat nie 'n eenmalige geleentheid in die gees mag wees nie. Jy kan nie net een aand nagmaal hou en dan die res van die tyd nie Yeshua se woorde, sy liggaam, sy brood breek nie en nie sy liefde opneem in jou wese nie. Dit is 'n 365 dae nagmaal wat jy in die gees moet hou. Elke dag moet jy geestelike brood breek soos ons nou vanmôre, want dit is sy brood wat ons nou hier lees. Vir die nuwe mense, dit is nie die Bybel nie. Hierdie is meer omskrywend as die Bybel. Sien die Bybel as 'n geraamte en sien hierdie woorde wat ons nou lees as die vleis om die geraamte. Want dit gee vir ons baie meer duidelikheid oor wat Yeshua wil hê ons moet doen op hierdie aarde. Maar daar is soveel verskillende denominasies wat elkeen 'n ander ding het wat jy moet doen. Toe alle ander dit by die hoofman sien, vra hulle my ook om van hulle lastige vrees bevry te word. En ek laat almal wyn drink, en opeens word die hoogte so lewendig asof dit 'n volkstuin was. En dit dui dan aan die einde van die tyd, wanneer hierdie nagmaal met Yeshua gaan plaasvind, hierdie eenwording tussen bruid en bruidegom. Want 'n bruilof sonder wyn is ondenkbaar. Want die eerste bruilof waar Yeshua water in wyn verander het, dui op die wedergeboorte. En dit is dan hierdie liefdeswyn wat geskink word vir al sy beste vriende, want dit is hulle wie daar op daai bergtop teenwoordig was. 'n deel bestudeer die uitgestrekte landerye, 'n tweede deel sing selfs psalms, 'n derde kyk die wande na benede en soek 'n plek vir 'n moontlike terugweg. Omdat die mense egter nie so 'n plek kon ontdek nie, en die son al byna ondergegaan het, kom die leerlinge spesiaal en sê, die leerlinge is die disippels, meester, nog 'n halfuur en dan is die son onder. Wat moet ons dan op hierdie hoogte doen? Yeshua sê, daaroor hoef julle julleself nie bedruk te maak nie. Wie glo sal vandag op hierdie hoogte God Elohim se glansrykheid sien straal, of sy heerlikheid sien straal. Ons bly hier. Wat stel dit voor dat die son ondergaan? Dit stel die duisternis aan die einde van die tyd, wat nou oor ons saamtrek. Ons is nou by hierdie sonsondergang toestand van die hele wêreld. Hier kom 'n massiewe groot oorlog. Hier kom 'n massiewe groot versteuring van die aardoppervlak, wat dit wat ons nou ervaar, na kinderspeletjies sal laat lyk. En dan staan daar 'n man op, Satan self in die liggaam van 'n mens, en hy gaan hierdie hele aarde onder sy verskriklike, verdrukkende mag bring. Dit is die nag wat nou toesak. Maar nie by hierdie mense nie, want hulle het Yeshua by hulle, en hy sê, julle sal nou God se glansrykheid of heerlikheid sien straal. En dit is dan vir die bruid, wat by Yeshua is, wat met hom een geword het op hierdie hoogte. Niks kan hulle nou bykom nie. En wanneer jy en ek op daai geestelike hoogte is, kan ons maar binne in die storm wees. Niks gaan ons tref nie. Glo jy dat Yeshua 'n muskiet in 'n orkaan kan beskerm? Ek glo jy glo dit, want as jy dit nie glo nie, dan het jy nie geloof nie. Nou as hy 'n muskiet kan beskerm, kan hy jou en my seker ook beskerm, wat baie meer is as 'n muskiet. Toe die leerlinge dit hoor, word hulle stil en soek veilige rusplekke op. Die hoofman kom ook en vra my of ons binnekort sou teruggaan, aangesien die son byna ondergegaan het. Maar ek sê ook aan hom wat ek aan die leerlinge gesê het, en dit was voldoende vir hom, en hy gaan ook op 'n vaste en taamlik vlakke rots sit. Slegs Jara sê, toe die son net aan die horison raak, meester, my liefste, ons gaan tog nou, nog nie nou aan na die huis toe terug, van hierdie aangename hoogte nie. Ek sou tog o so graag die sonopkoms wil sien. Die sonopkoms is Yeshua in die harte van mense.
Yeshua sê, gedurende die nag bly ons hier, en ons sal eers op die oggend van die Sabbat teruggaan. Maar gedurende die nag sal jy net soos alle ander die glansrykheid van Elohim sien straal. Hierdie dui die verdrukkingstyd aan die einde voor, wat dan gaan eindig op die oggend van die Sabbat, vir die wat op die berg is. Die oggend van die Sabbat is die oomblik wanneer Yeshua net voor die finale vernietiging van die aarde plaasvind, vat hy sy kinders weg. Dit is nie die wegraping nie, dit is 'n wegneming na die verdrukking voor die vernietiging. Die kerke verkondig 'n wegraping voor die verdrukking. Sorry, jammer vir julle. Julle gaan almal, en ons almal gaan in die verdrukking. Noag moes in daai wille waters ingaan, maar hy was beskerm. Hy was nie deur Vader weggevat nie. So onthou dit, hierdie is die eindtyd, en die oggend wanneer ons weggevat word, begin ons Sabbat van 1000 jaar op hierdie aarde. Ons sal weliswaar nie op die oppervlak van die aarde mee wees nie. Ons sal na 'n ander plek, hy sê, soos die paradys geneem word. En dan wanneer hy die oppervlak van die aarde toegelaat het, dat die bose mense op aarde alles vernietig het, en hulle gaan dit met hulle atoomenergie doen, hulle gaan dit met allerhande goed doen wat hulle het tot hulle beskikking, waarvan ons nie eers kennis dra nie. Ons weet nie van die wapens wat binne in Satan se ondergrondse bunkers is nie. Ons lees daarvan nou en dan van iets soos 'n vleiende piering wat soos blits vlieg, wat geen mens nog kon namaak nie. Maar daar is wapens daar binne wat iets verskrikliks gaan doen aan hierdie aarde. En as die aarde vernietig is en die suurstof dan aan die brand geslaan het, sê hy vir ons in die profeseë, alles is dood, tot die laaste kokkerot. Want wat 'n atoomenergie aanslag oorleef is net 'n kokkerot. Maar selfs hulle gaan dit nie oorleef nie. Dan vervorm hy weer die aarde se oppervlak. In sy almag berei hy dan 'n plek voor met plante, diere, paradysagtige omgewing, waar hy sê die mooiste paradys wat ons nou ken. Nou as ek moet kies, dan sit iewers in Oos-Transvaal of iewers op die tuinroete, daar is die mooiste paradyse van ons land. Hy sê dit sal mooier wees as die ergste woestyn op die nuwe aarde. Daar sal nie 'n woestyn wees nie. Die lelikste plek sal mooier wees as die mooiste plek wat ons nou ken. En dis iets om na uit te sien. En al wat hy vra is, kom op die hoogte, bly by my, huppel aan my sy, wees onbevrees, en drink my wyn, en eet my brood, in die gees. Baie dankie. Wil ek net hierdie laaste versie leer? Hy sê, maar gedurende die nag sal jy dit, dit bring die kleintjie so in 'n verrukking, dat sy aan my voete neersink, en vir 'n kort tyd in 'n soort onmag verval, weens haar liefde vir Yeshua, die bruid, aan die einde van die tyd. Baie, baie dankie.